God ontmoet ons ook in die plekke waar ons uit mekaar uitval. Psalm 84 praat van die Baka-vallei, 'n plek van geween, van droogte en van blootstelling. En dit word dan 'n plek van fonteine. Baka is die oomblik wanneer ons verdedigingsmeganismes ophou werk, wanneer die beeld wat ons bestuur ons nie meer kan dien nie, wanneer ons besef ons kan onsself nie red nie, wanneer ons moeg is vir optree en beïndruk, wanneer iets ineenstort, 'n rol of 'n verhouding, 'n sekere sekerheid. Dit is die plek van verbrokkeling. En Petrus ken hierdie vallei. Vir hom is Baka die binnehof, die kraai van die haan, die trane in die nag, die ineenstorting van die self wat hy vertrou het. Hy gaan in as 'n sterk disipel en hy kom uit as 'n man wat weet hy het genade nodig. Maar die storie eindig nie daar nie. Na die opstanding ontmoet Jesus hom by 'n vuur, nie om hom te verneder nie, maar om hom te herstel. 3 keer vra Jesus, het jy my lief? En 3 keer word die sorg van ander aan Petrus toevertrou. Jesus herstel hom. Baka word 'n fontein, 'n seën wanneer die plek van ons mislukking of seer, die plek word waar Jesus ons ontmoet, daar waar ons uit mekaar uitval. Daar kry Jesus ons. En hier word ons leeg van onsself en gevul deur Jesus. Daar staan in Psalm 84, gelukkig is mense wie se krag in U lê. Die pelgrimstogte leef in hulle gedagtes, trek hulle deur die Baka-vallei, maak hulle daarvan 'n landskap ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit selfs vol waterpoele. Hulle gaan van krag tot krag en elkeen verskyn voor God in Sion. Hierdie herstel is nie om sterker te word in ons eie krag nie. Dit is om geïntegreer te word in Jesus. 'n Lewe wat nie meer op prestasie gebou is nie, maar op genade, op sy krag. En vanuit daardie plek word Petrus iemand wat by ander kan staan en vir ander kan sorg. Daardie plek van selfontlediging word 'n plek waar Jesus ons liefhet, waar Jesus ons vind. 'n Pad wat hy ons kom haal en wat hy saam met ons stap. Ons wonde, wanneer dit in die liefde van Jesus gehou word plekke van omgee en sorg. Waar word jou plek van verbrokkeling? 'n Plek waar God jou vorm in liefde, vir liefde. Waar is jou plek van droogte of verbrokkeling op hierdie oomblik? Hoe ontmoet God jou daar en hoe nooi hy jou om die selflose weg saam met hom te stap? Vanuit die plek waar jy swaar kry ken. Miskien wil jy vandag 'n boodskap stuur, 'n boodskap van bemoediging aan iemand wat in 'n soortgelyke plek is. Laat jou wond of jou moeilike tyd 'n plek van omgee word, soos wat Jesus jou ontmoet, in liefde vir liefde. En let op hoe God jou gebruik, juis daar waar jy self genade ontvang het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir daar waar U ons keer op keer ontmoet en kom haal. En dat U ons kom wys dat ons nie self hoef nie. Here, help ons om stukkie te laat gaan, beheer oor te gee, daardie prentjie van onsself by U voete te los. En Here, vat ons na wie ons werklik is. Vat ons na 'n plek waar ons saam met U kan dien. Here, kom herstel ons, soos wat U ons vind in ons seer, en lei ons. Amen.